Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal volgende hier. Is lekker om julle te sien. So vinnig sê vir almal, almal is nou lekker naby. Jy kan nou vir almal lekker hallo sê vanoggend. Goed gevindig rondom jou. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend gaan ek 'n stukkie lees wat aanpas by die preek en natuurlik dan ook as wet vir ons. Maar as ons kyk van die liedjies wat ons gesing het, kom dank namal God, van kindsbeen af het hy ons trou bewaar. Wat baie mooi woorde is, en dan wie u sê ek is, ek's 'n kind van God, wat vandag ook 'n spesiale boodskap vir ons is. En dan vanoggend as wet lees ek uit Romeine 8, vers 28 tot 29, wat baie mooi is, en so 4 dingetjies wat uitkom, wat vir ons baie mooi is. Daar staan, ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Dit geld natuurlik vir almal wat hy volgens sy ewige plan gekies het om in hom te glo. God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, sy lewe nuut gemaak. Nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats, wanneer hulle in Christus se voetspore stap en so sy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. Net tot sover. So 4 dingetjies wat baie mooi is. Wat in ons lewens gebeur, gebruik God om sy doel te bereik. Dit is iets om oor na te dink, dat God 'n doel met my lewe het. Wat ons in die boodskap ook glo, God het 'n plan, God het 'n doel. En dan sê hy, dit geld vir almal wat hy volgens sy ewige plan gekies het om in hom te glo. Iets van dat ek nog altyd binne God se plan was. Dat hy my gekies het om in hom te glo, is baie besonders, maar dan die wet deel om te sê, dat ons die beeld van sy seun sal weerkaats. So ek en jy, ons moet Jesus se beeld weerkaats. Ander moet hom in ons lewens kan sien, wat 'n opdrag is, en dan ook ons lewens moet wys dat ons aan God se nuwe familie behoort. Wys my lewe dat ek aan God se familie behoort, weerkaats ek Jesus uit aan die wêreld daar buite. So iets om oor na te dink. Ek gaan vra dat ons net so kortliks sal stil word, dink daaroor en vra jouself, leef ek soos iemand in God se familie? Weerkaats ek vir Jesus? En as ek vanoggend sê dalk, miskien of nee, om vir myself, om vir die Here te vra, om deur sy Gees my te help, en ook, al kry ek dit reg, om die Gees te vra, om my verder te help, dat ek sy beeld sal weerkaats. So kom ons raak so stil vir 'n half minuut. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Amen. Vanoggend gaan ons dan die doop, so ek gaan vir ons die doopformulier semi praat en lees. Julle weet, ek praat dit maar meer as wat ek dit lees. So vanoggend wat die doop baie spesiaal is, so ek gaan vra Vian en Bianca dat julle sommer reeds sal vorentoe kom. Julle kan hier voor my staan, julle ken al die drill. Hulle het laas jaar gedoop, so dis nie vir hulle nuut nie. So hulle kan hier voor my staan en kyk vir my. Gaan julle inbring? Wie gaan inbring? Okay, maar kom julle net eers, ons sal dan nou roep. Ai golfer.
Tiger Woods net sê, moet 'n bietjie op sy skuif. Julle steur sy golfgame, ouens. Julle kan opkom, staan hier voor my. So, vir my baie spesiaal vandag, om dan vir Elia te doop, baie lekker ook, en ons het nou al, soos ek sê, doopgesprekke, ons het weer gehad, en het is baie lekker om ook saam met hulle die gesprekke te hê, en die verantwoordelikheid wat hulle ook het, en ook die voorreg om vandag te kan doop. Ek dink dis vir hulle ook baie spesiaal, en ek dink vir hulle familie baie spesiaal, so ek gaan vir ons net kortliks die formulier praat, en dan 'n stukkie lees wat dit verpligting op ons plaas, so ek gaan nou dan roep dat sy ook vorentoe kom. As ons praat van die doop, weet ons dat in die Ou Testament reeds het God vir Abraham gesê, julle sal my volk wees, ek sal julle God wees, en so het ons dan sy volk geword. Daai tyd was die tekens, die besnydenis en die Pasga, en ons weet dan nou vandag se tyd, na Jesus se koms, gebruik ons dan die doop en die nagmaal, om ons deel van hierdie familie van God te maak. So, vanoggend doen ons die doop, want ons maak daar deel van ons familie, wat besonders is, en wat 'n besondere betekenis ook vir ons het vandag. En dat ons nie doop uit by gelowigheid het nie, maar dat hulle as ouers vanoggend hier staan, en dat hulle vanoggend vir die Here sê, Here, ons gee Elia vir u, dis nou u kind, maar ons sal haar groot maak vir u. En dis besonders om jou kind aan God te wy. Dit het 'n besondere betekenis, en ek glo dis 'n besondere voorreg om dit ook te kan doen. So die doop doen hulle uit hulle harte uit vandag, omdat dit vir hulle hierdie spesiale betekenis het. Nou, die doop natuurlik, gaan dit oor identiteit, dat sy kry vandag haar naam, tussen hakies, maar meer is dit, dat sy op 'n besondere manier aan Christus verbind word. Op 'n besondere manier, en dit het vandag betekenis. Vir die res van haar lewe kan sy weet, sy behoort aan Jesus. En dit is spesiaal. En julle weet ook, ons het al baie dae gepraat, dat met die kinderdoop, kom staan die ouers, en hulle gee hulle kind vir God. Maar wat vir my mooi is dat, voor haar geboorte al, het God gesê, sy is myne. Ons hoef nie te kies vir hom nie, ons is syne. Dat sy kind is van die begin af, en dat die ouers vandag dan hierdie eerste deel van haar geloofspad vir haar stap en saam met haar stap, tot sy eendag met belydenisaflegging hier voor staan en vir ons sê en vir die Here sê, nou is ek reg Here, ek stap 'n pad saam met u. So hierdie eerste 17, 18 of meer jaar het julle die verantwoordelikheid om wat te leer. Om wat te leer Bybel lees, te leer bid, leer wat haar doop beteken, leer wat die nagmaal beteken, om haar te begelei om om belydenis af te lê. En om te weet, in die formulier met die vraag, dat ons dit deur ons leer sal doen, maar ook deur ons lewens. Dat ons so sal leef, dat sy sal sien, hoe lyk 'n kind van God. So, ook 'n baie groot verantwoordelikheid op hulle. So, ek gaan vra, bring so lank vir Elia vorentoe, en dan gaan ek vra die familie wat wil kom voorstaan. Julle is baie welkom, julle kan hierso so kom staan, ons skuif net so bietjie. Nee, julle kan bly. Nee, julle is hastig, wag, nog nie daar nie. Maar die familie, en julle kan vir Elia bring, en vir Bianca gee, en dan kan julle daar so staan so lank vir ons. Net versigtig vir die trappe. Ja, hy wil saam. Kijk, so die familie kan hier so lank voor staan, as gaan nou hier naartoe kom, hulle gaan net eers gou die vraag ook antwoord. Die doop vanoggend beteken en verkondig die volgende dinge. Dat ons en ons kinders slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardie bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, deel van die familie maak, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus op 'n besondere manier, dat ons dood is vir die sonde en dat ons nuut lewe in Christus. Die doop is ook 'n seël van die inlywing in die gemeente, in die kerk. As gedooptes moet ons die Here uit dankbaarheid met ons hele wese lief hê, vertrou en dien, en ook verseker hierdie sakrament ook in die bevestiging daarvan
dat die Heilige Gees ook dan in haar woon, wat besonders is. Die doop vanoggend as ouers, dat ja, dis 'n groot verantwoordelikheid, maar dis ook 'n wonderlike voorreg en 'n plesier om dit te kan doen. So die rolspelers vanoggend, in kort, as gemeente, is dit ons rol om te help, om by te staan, om te ondersteun. As predikant, my rol om hulle te lei en te help, maar as ouers vanoggend kom sê hulle gaan dit doen vir God. Hulle gaan haar groot maak vir die Here, wat besonders is, en dat hulle hierdie beloftes, hierdie vrae wat ek nou gaan vra, dat hulle dit vir God antwoord, nie vir my nie. En dan natuurlik die betekenis van haar, sy word verbind aan Jesus. En dis besonders vandag. Ek gaan dan nou voortgaan om dan ook die vrae vir hulle te vra, waarna hulle sal antwoord, en as hulle klaar die vrae geantwoord het, gaan ons dan 'n liedjie sing, terwyl ons dan die doopvond te beweeg. So kom ek gaan voort om dan die vrae te vra. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waar die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie uit gewoonte nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, glo julle in die drie-enige God, soos in die Bybel aan ons bekend gemaak is. Ten tweede, aanvaar julle die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, as die ware leer van verlossing. Ten derde, bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade van Christus Jesus aan God behoort, en daarom as lidmate van die kerk gedoop behoort te word. En dan ten vierde, beloof julle om julle kinders volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir hulle voorbeeld in lewenswandel te wees, en om die gemeente toe te laat om julle as ouers hiermee te help. Wat is julle antwoord? Okay, hulle sê ja, Bianca is hastig, sy wil die ding doen. Ek hou daarvan. So julle almal het gehoor dat hulle dan ook ja sê, dat hulle dit ook sal doen na die beste van hulle vermoë. Ons gaan dan voortgaan om die doop te bedien. Jy kan net so 'n bietjie nader staan, Bianca, laat jy net hier bo op die doopvond. Hulle reg en jy sommer van daai angle af. Okay. So Lion King amper, so van ver af. Jy kan so 'n bietjie nader staan. Het hy laat hy kap nie. Skus. Right. Elia Oosthuizen, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die water is gelukkig warm, nie worry nie. Dis net 'n bietjie van 'n skok. As julle kan so bly kom staan langs my, en dan gaan ek net vir ons 'n gebedjie doen. Kom ons sluit ons voor vir 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie vir oggend vir hierdie besondere voorreg, dat ons vir Elia hier kan verwelkom in ons gemeente, as 'n gemeentelid, Here, dat sy saam met ons en ons saam met haar ook hierdie pad kan stap. Maar die belangrikste vandag, Here, dat sy aan U behoort, en dat ons dit vandag kan vier. Here, en ek bid vir Wian en Bianca, dat U ook vir hulle sal gebruik, as instrumente, Here, dat U ook hulle sal help met hierdie taak, dat hulle sal opvoed ook vandag vir U. En Here, ons bid vandag as gemeente, Here, mag ons vol blydskap wees vandag, want sy is deel van ons familie. Ons bid dit, Heer, in U naam alleen. Amen. Kom ons sluit ons oë vir 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag hier kan stil wees en saam wees. Here, dat ons U kan loof, U kan prys, dat ons U naam kan groot maak. Here, dat ons U kan kom dank. Here, en dat ons U kan vereer vandag. En Here, dankie vir die voorreg om in die teenwoordigheid te kan wees. Here, dankie vir die voorreg om vandag ook vir Elia te kan doop. Here, dankie dat ons kan saam wees. Liewe Here, en ons bid vandag waar ons na die woord gaan luister. Here, mag U hierdie woorde vir ons oopbreek. En mag elkeen van ons vandag 'n boodskap by U ontvang. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.
Ek weet hierdie is 'n ou bekende, maar hy bly baie mooi en hy pas vandag baie mooi ook by die diens van die man wat baie sukkel met selfbeeld. En jy weet, by die huis, die vrou sit maar so 'n bietjie op sy kop, so hy sukkel 'n bietjie en hy gaan na 'n sielkundige toe en die sielkundige laat 'n boek met hom deurgaan om sy selfbeeld te verbeter. En die een dag toe hulle nou klaar met 'n sessie, sê die sielkundige vir hom, nou, vandag is die dag. As jy by die huis kom, dan sit jy nou jou voet neer. Kyk, vandag. En hy sê vir hom wat hy moet doen, en hierdie man gaan huis toe, vol bravade, vol van homself, hy gaan die ding doen. En toe hy nou by die huis inkom, toe hy instap en sy vrou staan daar, hy sê vir haar, vanaand sit ons dinge reg. Ek's die man in die huis, ek dra die boek, jy luister vir my. So, jy gaan nou vir my 'n bad water tap, met 'n lekker bietjie foam bath in, lekker, en dat ek gaan bad. En na ek klaar gebad het, gaan jy my kos reg hê, my kos en my pudding, dat ek kan eet. En raai wie gaan my hare kam, as dit klaar is. Die vrou sê, die begrafnisondernemer. So, ek dink met selfbeeld is iets wat ons baie oor kan praat. So vanoggend, om te begin. Hoe voel jy oor jouself vandag? En saam met die voel, hoe dink jy oor jouself? Jy weet, daar is nou verskillende maniere om daarna te kyk. So, is ek iemand wat positief is oor myself, of is ek iemand wat meer swaar en negatief is oor myself? En ons gaan baie praat daaroor. Ek het die een wat vir my baie mooi is van die man in die kroeg. Daar sit 'n vrou by die kroeg, maar hy is nou half 'n paar trekke ver en hy stap nader en hy soen die vrou op die wang. Maar die vrou staan op en gee hom 'n ordentlike klap. Jy weet dat hy weet daarvan en sy vra vir hom, wat doen jy? Hy sê, nee, baie jammer, jy lyk nes my vrou. En die vrou sê, maar jy is 'n syplap, jy's niks werd, gaan weg van my af. En die man sê, snaaks, jy klink ook so sy. So te dink ek daarna dat, wat sê mense van ons, wat dink hulle van ons, en dan, hoe voel ek vandag oor myself? Kom ons vat net eers aan my buitekant. Is ek gelukkig hoe ek lyk? Hoe voel ek as ek in die spieël kyk? Is ek gelukkig met my gesig, my neus, my ore, my mond, my tande, my hare, my lyf, my bene, my voete? Hoe voel ek oor myself? Of dink ek by myself, jong, ek wens dan ek was so 'n bietjie mager. Of ek wens ek was 'n bietjie mooier, of ek wens ek het 'n bietjie meer hare gehad, of ek wens, jy weet, ek het mooier bene gehad. As ek na myself kyk, hoe voel ek oor my buitekant? En dan, aan die ander kant, hoe voel ek oor my binnekant? Hoe voel ek oor die persoon wat ek is? Oor my persoonlikheid wat ek het, my gawes wat ek het, my talente wat ek het? Voel ek goed daaroor? Dat my slimheid, my kennis, of voel ek wens, Jesus, ek was so goed met my hande soos daai ou, of ek wens ek was so slim soos daai ou. Hoe voel ek oor myself aan die binnekant? Is ek gelukkig met myself, of dink ek maar baie keer negatief oor myself? Jy weet, ek is nou nie so goed, of so slim, of so sterk, of so vaardig nie, ek is maar nie veel werd nie. Wat is ons denke as dit kom by onsself? Hoe voel ek oor my lewe? Voel ek my lewe, ek is 'n sukses, jy weet, ek doen my ding, of voel ek vandag, weet, ek is nou maar hier, ek moet nou maar die beste hiervan maak. Hoe voel ek vandag oor myself? Nou, John Quincy Adams is vir my 'n baie mooi voorbeeld van dit. Julle het dit dalk al gehoor, maar dit is vir my treffend, dat hierdie ou was 'n staatsman, 'n kongreslid, 'n minister, en hy was president van die VSA. En hy sê, toe hy 70 jaar oud was, sy lewe was 'n totale mislukking. En dis hartseer, dat hierdie ou wat eintlik baie bereik het, dat hy voel, maar weet wat, my lewe is 'n mislukking. En hy sê, hy het nooit regtig iets bereik met sy lewe nie. Wat hartseer is, want hoeveel van ons sit vandag hier, en ons voel, maar weet wat, my lewe is 'n mislukking, ek het nie veel gedoen nie, ek het nie veel bereik nie, en ek gaan ook nie veel bereik nie. Wat vir my vandag baie hartseer is. So, hoe voel ons soms?
Voel ek soos 'n mislukking? Voel ek doelloos? Voel ek vandag nie goed genoeg in myself nie? En vandag se teks gaan iets van dit vir ons kom sê. So kom ons lees saam. Ons gaan lees uit Psalm 139 vers 13 tot 18 en dan ek weet dis dingetjie van Christen Loos wat gesê het eendag haar ma verjaar en sy moet vir haar ma 'n kaartjie maak en iemand vra vir haar, gaan sy nie sommer 'n kaartjie op die laptop maak nie. Sy sê nee, sy moet homself met die hand maak. En die ou vra toe, hoekom? Sy sê, want een wat jy met die rekenaar maak, bly nie so lank op die yskas nie. Want as jy homself maak, dat is hy meer spesiaal. En vanoggend se boodskap dat God ons gemaak het, en dit maak ons baie spesiaal. So, hoe sien God my vandag? Hoe voel God oor my? Kom ons lees die teks, en dan sien ons wat dit vir ons sê. Ons lees saam, Psalm 139, vers 13 tot 18, en dan gaan ek net so 'n stukkie uit die 83 vertaling bylees, wat julle almal baie goed ken. Here, U het my tot in die fynste detail gemaak. In die baarmoeder het U my gevorm. Ek wil U prys, omdat U my so volmaak geskep het. U doen wonderlike werk. Ek weet dat U groot dinge kan doen. Daar is nie 'n been in my wat uit sy plek is nie. U ken my totaal. Alles is soos U dit wil hê. U het my gemaak, toe ek groot geword het U vir my gesorg. U beheer ook my hele lewe. Nog voordat ek mens geword het U my al beplan. U het my lewe tot toe al in die hand gehou en U het besluit wat met my sou gebeur. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Kosbaar is U gedagtes vir my, o God, hoe onmeetlik is die totaal. As ek dit sou moet tel, sou hulle meer wees as sandkorrels. Wanneer ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds by U wees. Net tot sover. So, Psalm 139 is 'n baie mooi en bekende teks. Ons het die eerste deel gepraat oor God wat ons deur en deur ken, tweede deel gepraat oor God wat altyd en oral by ons is, en vandag se teks kom sê, dat God ons gemaak het. Elkeen van ons wat hy is, het God spesiaal en uniek gemaak. Nou as ons mooi na hierdie teks vandag luister, hy sê, U het my in die fynste detail gemaak. In fynste detail het God jou gemaak. Soos ons daar nadink dat, soos jy lyk, soos jy is, God het jou so gemaak. Ja, daar is gewoontes wat ons kan aanleer, maar my menswees, my karakter, my persoonlikheid en hoe ek lyk, God het my gemaak. In die fynste detail. Toe ek nog in my ma se maag was, het hy my gevorm soos hy my wou hê. Die teks sê, hy het my volmaak geskep. Nee? Ek en jy is volmaak geskep. So nou sit ons hier en dan dink ons maar weet jy wat, ek is nie mooi genoeg nie. Maar God wil jou so hê. As ek dink maar my persoonlikheid, ek is te so of te so, God wil jou so hê. Hy het my in die fynste detail gemaak, hy het my volmaak gemaak, wat iets vir ons verklaar vandag sê, wat God van ons dink en hoe God oor ons voel. Hy gaan verder om te sê, daar was nie 'n been in my, daar is nie 'n been in my wat hy uit sy plek is nie. Hy het my gemaak, elke been, elke iets, soos hy dit wil hê. En dan sê hy, U het my gemaak. So, die teks kom sê, God het elkeen van ons besonders gemaak. Nou, die teks gebruik die woordjie weef. Weef wat beteken, iemand wat weef. Daar word aandag en detail in dit gesit. Elke draadjie moet oordeel, spesifiek soos dit moet wees, elke kleur word gekies, elke draadjie word gekies. Ons is in detail gemaak. Met ander woorde,
Ek en jy is nie 'n massa produk nie, in 'n fabriek deur nie. God het elkeen van ons in detail gemaak. Is wat dit sê. Die Hebreëse woord sê, met aandag, met respek en detail het God ons gemaak. Dis besonders as jy dink daaraan. Nie een van ons is dieselfde nie. Niemand se persoonlikheid nie, niemand lyk dieselfde nie. Jy is uniek geskep. En vingerafdrukke, julle weet, dit wys dit. Ek het my unieke vingerafdruk. God het my uniek gemaak. Nou, hierdie tapestry, as jy kyk na dit, wat mooi is, dat hierdie teks sê, God het ons in mekaar geweef. Van die een angle af, lyk dit nie mooi nie. As jy het van die agterkant af kyk, lyk dit na 'n klomp drade, dit lyk nie mekaar, maar as jy van vooraf kyk, dan sien jy hoe mooi dit is. Dit hang af net van watter kant jy kyk. En baie keer dink ek, kyk ons na onsself van verkeerde kant af. Sien my swakpunte, ek sien dit wat ek nie goed is, of hoe ek nie goed lyk nie, in plaas van om van die ander kant af te kyk, uit God se oë na my. Dat hy my in detail besonders gemaak het. Die teks sê, hy het vir my gesorg toe ek groot geword het, beheer van my lewe, voordat ek mens geword het God my al beplan. So jy is beplan voor jou geboorte al. Het God beplan wie jy moet wees en hoe jy moet wees. U het my lewe toe al in die hand gehou. So vir jou om te weet, nie net as jy in die fynste detail gemaak nie, maar ook dat God jou al lank beplan het. En dat hy nog altyd jou in sy hand vashou. Dat hy nog altyd vir jou gesorg het, nog voordat jy gebore is. En dis besonders. En dan, wat dink God van ons? Die teks sê, hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle se wil opnoem, dis meer as wat daar sand is. Kosbaar is u gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal. Ek kan dit nie tel nie, meer as sandkorrels. Nou, ek wil hê jy moet 'n bietjie dink hieroor. Die teks sê, God se gedagtes oor my en jou is wonderlik. Dis kosbaar. En dis nie net 'n paar nie, dis ontelbaar. Teks wil vir ons kom sê, God dink gedurig aan ons. En as hy aan ons dink hy mooi goed, wonderlike goed, kosbare goed. En dis wonderlik om te weet vandag. God kyk hier na my met negatiewe oë en sien my swakpunte, my slegte goed nie. God sien my. Hy het my gemaak, ek is syne, ek is kosbaar, ek is besonders en sy gedagtes oor my is wonderlik. En dis iets om te onthou, want baie keer is ons gedagtes oor onsself negatief. Maar dit moenie wees nie. Ons moet probeer deur God se oë na onsself kyk. Ons moet soos God oor ons dink, moet ons oor onsself dink. Hierdie verhaal is 'n bekende verhaal van die komponis Irving Berlin. Hy het baie liedjies geskryf, baie van hulle was hits gewees. Hy is baie bekend. Eendag het hulle 'n onderhoud met hom en hulle vra vir hom, watse vraag het hy nog nooit gekry nie? Watse vraag sal hy wil hê, moet iemand vir hom vra? En hy sê, hy sal graag wil hê, iemand moet hom vra, hoe voel hy oor al die liedere, wat nie hits geword het nie? En hulle vra hom toe, maar hoe voel hy oor al die liedere van hom, wat nie hits geword het nie? Hy sê, hulle is steeds wonderlik en kosbaar vir my. Hoekom is dit belangrik? Hierdie liedjies van hom wat hits in die wêreld se oë was nie al wat vir hom kosbaar was nie, al sy liedere is vir hom kosbaar. En iets van ons om te weet dat, of ek 'n hit in die wêreld se oë is, maak nie saak nie. Ek is kosbaar vir God. Jy is uniek gemaak, perfek gemaak, gevorm, nes jy is vandag. En hoe kosbaar is dit? As ek en jy daar nadink vandag. Die amper klaar, die mooi, ek het hom al vertel, maar dit bly vir my baie treffend, van die dogtertjie, wat op oupa se skoot sit. So oupa, moet dit nou nie persoonlik vat nie, die dogtertjie sit op oupa se skoot, en dan, terwyl sy op sy skoot sit, dan vat sy nou so in sy wang,
sy vryf sy wang so. En dan vat sy weer haarself, hulle sit so half voor die spieël, en dan vat sy nou haar eie wang, sy vryf haar eie wang so. Sit so 'n bietjie stil en kyk vir hulle self, vat sy weer oupa se wang en vryf, vat weer haar eie wang en sy vryf. Sy sê, oupa, wie het vir oupa gemaak? Oupa sê, nee, die Here het my gemaak. Sy kyk nog so 'n bietjie en sê, oupa, wie het my gemaak? En die oupa sê, nee, maar die Here het jou ook gemaak. En sy sê, oupa, maar dit lyk vir my, hy raak beter met dit. So, wat vir my mooi is, hierdie dogtertjie, die manier wat sy sien, dat God het my mooi gemaak. God het my wonderlik gemaak, en dat ons ook so moet voel vandag. Jy is kosbaar, in detail het God jou gemaak, hy het 'n plan vir jou, hy het 'n doel met jou, jy is vandag iemand besonders. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag uit die woord kon lees, dat ons 'n boodskap kon ontvang, en dat elkeen van ons gaan weet vandag, Here, dat u ons besonders gemaak het, in detail gemaak het, dat u ons gemaak het soos ons is vandag. Here, dankie dat ons deur u oë na onsself ook kan kyk, en dat u gedagtes vir ons so wonderlik is. Help ons, Here, deur die Gees, dat ons met ander oë na kyk sal ons, en dat ons met ander koppe sal dink oor ons. Dat ons deur u oë sal sien, en meer sal sien hoe u oor ons voel. Ja, dankie dat u ons gemaak het, dankie dat ons die kinders kan wees, en dat ons kan weet vandag, ons behoort aan u. Amen. Mag die Vader julle beskerm en julle lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade binne julle leef. En mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan julle medemens en ook aan mekaar. Amen.